Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 19de Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Weermag is bevoeg om misdaad in SA te bekamp. Nuushooftrekke vir vandag: plekname se verandering het reeds in Februarie in werking getree. Weermag is bevoeg om misdaad te bekamp, volgens die minister. 'n Plaaslike advertensie sal die redelike man mislei, bevind die raad. Bosbank, 'n tree nader om 'n staatsbank te word. Argentinië wil 2035 rugby wêreldtoernooi aanbied. Bulle speel Vrydag aand teen Cardiff op Loftusversveld in 'n VRK-wedstryd. Angie Motshekga, minister van Verdediging en Militêre Veterane, voer aan in 'n parlementêre antwoord nadat Karl Neus, EFF-LP, by haar wou weet watter gesprekke tussen die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, die polisie en die relevante bevelstrukture plaasgevind het om duidelike en gepaste operasionele reëls vir die binnelandse ontplooiing vas te stel en om enige moontlike kernmandaatkonflikte wat tussen die twee instellings daartydens mag ontstaan op te kan los. Volgens Motshekga het die betrokke beplanningsprosesse vir die huidige ontplooiing die afgelope 2 weke plaasgevind. Sy benadruk ook dat die ontplooiing wat president Cyril Ramaphosa vroeër in sy staatsrede aangekondig het vir 'n tydperk van 12 maande uitgevoer sal word, met die fokus op intelligensiegedrewe hoë intensiteit operasies. Die parlement het Dinsdag en gister die briewe amptelik aan die LP's versprei. In die brief aan Mthweni Tsipane voer Ramaphosa aan dat hy haar in kennis gestel het dat hy 2200 SANW-lede ontplooi het vir dienste in samewerking met die polisie om misdade te voorkom en te bestry en wet en orde in Suid-Afrika te handhaaf en te bewaar onder operasie Prosper teen onwettige mynbou en bendegeweld wat mag voorkom. Die ontplooiing sal van 1 Maart vanjaar tot 31 Maart volgende jaar voortduur. Ramaphosa skryf dat die ontplooiing gevolge die grondwet gedoen is en dat verwag word dat dit in totaal 823 miljoen rand sal kos. Motshekga sê SANW-soldate het op verskeie vlakke opleiding in teenomstand operasies ondergaan wat gevegte in beboude gebiede insluit. Die opleiding is vir die doel dat ons soldate in staat moet wees om moontlike opstande in die land te kan teenwerk, het sy gesê. Ondanks dat huisende besware teen die voorgestelde naamsveranderinge van verskeie Oos-Kaapse dorpe, het die veranderinge in Februarie amptelik in werking getree. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie, het in Januarie aangekondig dat 21 dorpe in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal nuwe name sal kry. Onder die 21 veranderinge was daar baie weerstand, veral teen die Oos-London naam wat na Koegompostad en Graaff-Reinet wat na Robert Sobukwe verander het. Volgens McKenzie was daar 3 openbare deelnamingsprosesse in November 2019 in die Oos-Kaap gewees. Op 19 November in die Stadsaal in Konsé, bygewoon deur 60 mense, op 20 November in die Berlynsaal in Oos-London, Koegompostad, met 70 mense, en op 26 November in die Oos-Londense Stadsaal, waar 160 mense appel aangeteken het. Die doel van openbare prosesse is om vertoe insienings te bekom van gemeenskappe wat geraak word pleks daarvan op inkomste deur middel van 'n stemproses te bepaal, het McKenzie gesê. 'n Raadslid in die Buffalo City Metro het voorheen by navraag gesê die mense is teen die naamsveranderinge gekant. President Cyril Ramaphosa glo dit sou onregverdig wees om Senzo Mchunu, die polisieminister wat op spesiale verlof geplaas is, af te dank sonder konkrete bewyse van wangedrag teen hom. Terselfdertyd meen Ramaphosa die aanstelling van Fairoz Tshakalila as huidige polisieminister wat van buite die bestaande polisiestrukture kom, was die beste besluit nog. Volgens Ramaphosa bepaal artikel 91 van die grondwet dat hy ministers kan aanstel, hulle bevoegdhede en funksies toewys en hulle kan ontslaan. Geen bepaling in die grondwet spreek die diensvoorwaardes van ministers aan nie. Dit word uiteengesit volgens kabinetsriglyne in die ministeriële handboek. Die diensvoorwaardes van ministers is nie onderhewig aan arbeidsreg soos die van gewone werknemers nie. Hulle is politieke aanstellings ten opsig waarvan ek wye diskresie het oor enige gevolge wat uit hulle optrede mag voortspruit, het die president gesê. Iran is nie besig om sy kernvermoë te herbou wat Amerika en Israel in Junie verlede jaar vernietig het nie, so het Amerika se intelligensiedienste bevind. Danksy operasie Midnight Hammer is Iran se kernverrykingsprogram uitgewis. Sedertdien is geen pogings aangewend om sy verrykingsvermoë te herbou nie. President Donald Trump het herhaaldelik tot dusver gesê hy het saam met Israel opdrag
vir die aanval op Iran op 28 Februarie gegee weens 'n bedreiging. Trump het na die bomaanval in Junie 2025 gesê, Amerika het Iran se kernaanlegte heeltemal vernietig, maar sê oor die huidige oorlog, Iran is weke weg van die vermoë om 'n kernbom te vervaardig. 'n Checkers advertensie wat 'n helikopteraflewering na 'n huisboot aan die Weskus uitbeeld, is deur die advertensiebeheerraad, die ARB, as misleidend bestempel, nie oor die helikopter nie, maar oor die bewering dat die groep orals aflewer. Die 66 afleweringsmotorfiets en lorry ry tot by 'n sekere punt en dan neem 'n helikopter oor en voltooi die aflewering. Checkers is nie 'n lid van die ARB nie, maar het besluit om te reageer ter wille van deursigtigheid. Die uitbeelding van 'n helikopter wat krydeniersware na 'n drywende huis aflewer, is nie bedoel om 6060 se werklike afleweringsmetodes of geografiese dekking voor te stel nie, maar eerder om handelsmerke se speelse vooruitstrewende toon oor te dra aan die mense. Die ARB sê baie van die reaksie op die advertensie en kommentaar op sosiale media het verband gehou met die deel van die advertensie wat sê dat Checkers op enige plek sal aflewer wat nie akkuraat is nie. Die ARB bevind dus die advertensie sal die redelike gebruiker mislei. Suid-Afrika is een van 60 ekonomieë wat deur Amerika ondersoek word vir moontlike handelspraktyke, iets wat volgens China magsmisbruik is. Die lys van 60 lande wat ondersoek word, sluit groot handelsvennote van Amerika in, onder wie Kanada, China, Mexico, Taiwan, die Verenigde Arabiese Emirate en Brittanje. China, die wêreld se tweede grootste ekonomie, het sterk beswaar aangeteken teen hierdie ondersoek. Olaf Gill, woordvoerder van die Europese Kommissie, sê hy wil verdere duidelikheid hê oor watter impak hierdie ondersoek op die handelsooreenkomste gaan hê wat verlede jaar tussen die Europese Unie en Amerika aangegaan is. Die kantoor van die Amerikaanse handelsverteenwoordiger het verlede week aangekondig, hy het begin met 'n ondersoek na gedwonge arbeid. Postbank se registrasie as 'n gelisensieerde finansiële dienste verskaffer, oftewel 'n FSP, by die Gesagsowerheid vir finansiële sektor was suksesvol gewees. Die bank is nou 'n tree nader daaraan om 'n volwaardige staatsbank te word, as gesê. Instellings moet aan streng regulatoriese vereistes voldoen wat bestuur, nakoming, risikobestuur, operasionele vermoëns en verbruikersbeskerming betref om FSP lisensie te verkry en te kan behou. Mondlei Gungubele, adjunkminister van kommunikasie en digitale tegnologie, het Dinsdag hierdie stap as 'n groot mylpaal beskryf. Vir kliënte en begunstigdes van maatskaplike toelaas wat 'n posbank staat maak, beteken die lisensie volgens Gungubele die bykomende versekering dat dienste nou gelewer kan word. Jordan Hendrikse sê dit het die span in 'n moeilike situasie geplaas. Die week wat ons 'n loslootjie gehad het, het ons kans gebied om vas te stel wat die afgelope 2 wedstryde met ons span verkeerd geloop het. Ons het gesien dat ons kopspel nie doeltreffend was nie en ons fisiek nie die mas opgekom het nie. Teen die Stormers was ons hiermee in die kol gewees, het hy gesê. Ons het na die 2 nederlae besin verantwoordelikheid aanvaar en ons versuur is op Munster nou ingestel. Om 'n skof vir die Cape Epic te wen en dit in die nasionale klere te doen, is 'n droom wat waar geword het. So die 26-jarige Suid-Afrikaanse marathonkampioen Mark Pritson gister gesê, nadat hy in sy soortse spanmaat Felix Taylor 'n mistige, reënerige en modderige derde skof tussen Montague en Greyton met klipharde werk gewen het. Om 'n epic skof te wen is een van die grootste prestasies in bergfietsry. Dit sal beslis een van die grootste oorwinnings van my loopbaan wees en is lekker om dit saam met Felix te doen, het Pritson aan media gesê. Die Belg Wout Alleman en Martin Sosak van Tsjechië het meer as 1 minuut na die wennerslag gemaak. Italië se Luca Braidot en Simone Avendetto het hulle tweede plek in Dinsdag se skof gister met 'n derde plek opgevolg. Beers het egter 2 minute en 26 sekondes ingeboet, 5de geëindig en hulle geel truie aan die Italianers afgestaan. Die Amerikaner Kate Courtney en Italië se Greta Seiwald het in 4 ure en 18 sekondes tweede geëindig. Namibië se Vera Loser en Risa van der Doon het derde klaar gemaak. Die Suid-Afrikaner Hailey Pren en haar Kanadese spanmaat Hailey Smith het 4de klaar gemaak. Lillian Keller se algehele voorsprong is nou bykans 5 minute. Die deelnemers sal 2 dae buite Greyton deurbring voordat hulle môre na Stellenbosch vertrek waar die wedren Sondag gaan eindig. Ben Stokes se toerspan het met 1-4 in die reeks om die as teen Australië verloor met die rampspoedige veldtog wat steeds deur die Engelse en Walliese Cricketraad hersien word. Ollie Pope egter vol dat die Engelse ten volle gefokus was om hierdie gesogte beker te kan wen en dat hulle moontlik meer suksesvol sou gewees het as hulle op die bemoedigende begin van die eerste toets in Perth voortgebou het.
Die 28-jarige Kolber voeg by, die moeilikste ding vir almal in daardie eerste wedstryd was die aard daarvan. As ons daardie een gewen het ons dag 2 effens beter gevaar, sou die prentjie heel anders uitgeloop het. Daar is selfs voordat die toer begin het, vrae geopper oor 'n gebrek aan voorbereiding en die Australiese toestande. Engeland het slegs 'n 3-dagse wedstryd teen die Lions, die tweede span, op Lilac Hill in Perth gespeel. Ongelukkig het dit nie volgens plan uitverloop nie. Ek weet wat ek nodig het om gereed te wees vanuit 'n persoonlike oogpunt. Die Argentynse Rugby Unie sê Argentinië gaan 'n bod insit om die Wêreldbeker toernooi in 2035 vir die eerste keer in Suid-Amerika aan te bied. Die volgende rugby skouspel is volgende jaar in Australië met die toernooi wat in 2031 sy eerste uitstapie na die Amerikas maak wanneer dit die VSA aangebied word. Spanje, Japan en Italië en 'n moontlike gesamentlike bod deur Saudi-Arabië, die Verenigde Arabiese Emirate en Qatar sal ook meeding om die byeenkoms in 2035 te kan aanbied. Argentinië is die mees suksesvolle rugby spelende land in die Amerika's, met die Pumas wat die halfeindronde van die Wêreldbeker toernooi 3 keer in 2007, 2015 en 2023 gehaal het. Charles Schwartzel, die meesterskampioen in 2011, sê hy onthou ook die groot onenigheid en onsekerheid wat 4 jaar gelede in die spel geheers het. Ons ouens wat LIV toegegaan het uiteindelik geweet wat om te verwag nie. Ons is erg gekritiseer, het hy gesê. Schwartzel het by die Stein City in Midrand, waar hy die eerste Suid-Afrikaanse LIV toernooi vandag begin gesê het, dit is 'n groot voorreg om sedert 2022 te kon ervaar hoe die reeks jaarliks gegroei en verder verbeter het. Altesaam 57 spelers, wat 13 spanne van 4 insluit, slaan vandag in die eerste ronde af. Op grond van die Southern Guards se vertonings in 2026 is die kans skraal dat hulle Sondag op die podium sal pronk. Die Stein City landgoed is die skepping van die Suid-Afrikaanse versekeringsmagnaat Douw Steyn, wat in Februarie verlede jaar oorlede is. Die legendariese Jack Nicklaus het die kampioenskapsbaan help ontwerp en is in April 2015 geopen. Die totale prysgeld is $20 miljoen met die individuele wenner wat $4 miljoen sal ontvang. Die Bulle kom môre aand op Loftus Versfeld teen Cardiff van Wallis te staan. In verlede week se VRK wedstryd teen die Stormers in Pretoria moes die Bulle sonder Ambrose Papier die veld vat. Dis 'n uitslag wat min rugby-kenners verwag het, aangesien die Bulle hulle vorige 3 VRK wedstryde gewen het en die Stormers 3 op 'n streep verloor het. Ons weet Ambrose is 'n groot speler vir ons, hy's belangrik vir ons en hy's baie ervare as gesê. Cardiff, hulle volgende teenstander, is vanjaar die voorste span as dit kom by akkurate skoppe en om die hoë bal as aanvallende wapen te gebruik. Hy het die bal 86 keer teruggewen vanaf mededingende skoppe. Môre se wedstryd tussen die Bulle en Cardiff skop om 1900 uur af. Johan Ackerman, afrigter van die Bulle, maak vandag sy 23tal vir die kragmeting bekend. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dean op Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so vir vandag. Messina 2131, Polokwane 1626, Lephalale 1932, Mbombela 1729, Mahikeng 1630, Pretoria 1830, Johannesburg 1530, Ermelo 1226, Kalahari 2237, Gaborone 1630, Richards Bay 2033, Pietermaritzburg 1531, Durban 2031, Port St. John's 1830, Pongola 2030, Maputo 2231, Bethlehem 1128, Bloemfontein 1531, Allewal Noord 1530, Welkom 1631, Vryburg 1732, Kimberley 2033, Appington 2237, Prieska 2235, Springbok 1525, Karasburg 1635, Keetmanshoop 1936, Mariental 2036, Alexanderbaai 1726, Brandvlei 1633, Loederitsbaai 1725, Vredendal 1727, Kaapstad 1722, Sutherland 1226, George 1834, Jeffreys Bay 1931, Cabarra 1933, Grafreinet 1633, Kaapogillas 1825, De Aar 1731, Molteno 1126, Beaufort West 2034, Oos-London 1732, Mabalane 2232.
Die markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R17 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.93, 'n euro verhandel teen R19.47, 'n pond kos R22.53, 'n yen kos 11 sent. Platinum per fyn ons is $2026 per fyn ons, palladium per fyn ons is $1,486, silwer per fyn ons is $75.36, goud per fyn ons is $4,815, Brent olie per vat is $103.42. Gedagte vir die dag, dis 'n droom, as jy daaroor praat, is dit jou droom, as jy oor 'n top, is dit moontlik, as jy dit skeduleer, is dit bereikbaar. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe, 'n aangename dag word vir almal toegewens.